Goeiedag en welkom by hierdie oordeenking. Ek wonder wat by jou opkom as jy dink aan hierdie lentreis, of as jy terugdink aan vorige lentreise. Ek dink terug aan lentreise wat ek en my gesin iets opgegee het. En dit was soms regtig moeilik om by te bly met wat ons besluit het en regtig daarop te fokus. En ek was dan in die versoeking om die een te wees wat sterk staan. Ek was sommer lyk asof dit nie vir my so swaar is nie. Maar ek besef my kinders het nodig gehad om te sien wat ek regtig voel en hoe dit regtig vir my is. En dan ook as ons dink aan dieper dinge. Ek dink aan die gesprekke wat ek al met 'n geestelike begeleier gehad het. Ek moes soms herken, wat is die dinge waarmee ek regtig worstel? En vir daardie persoon 'n kykie in my hart en gee dat dit dikwels vir my moeilik is om te groei. Iets gebeur wanneer ons net so klein bietjie oopmaak. Nou Jesus gee ook vir sy disippels 'n kykie in sy hart in, wanneer hy hulle nooi om saam met hom te kom daar in die tuin van Getsemane. Lees saam met my ons skrifgedeelte vir die week. Lukas 22 vers 39 tot 46. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op, en kom by sy disippels, en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Jesus is besig om voor te berei vir sy dood. Hy is besig om te prosesseer en 'n manier te vind om hierdie lyding in te gaan en deur te gaan. Hy kon die persona van die onwrikbare held aangeneem het. Hy kon die emosielose of altyd gelykmatige mentor gewees het. Maar ons leermeester en voorbeeld is volledig mens en erken eerlik, ek is so benoud ek kan doodgaan. Hoe is dit vir jou om te besef dat Jesus so gevoel het? Ek wonder, was dit dalk juis nodig om ook aan sy disippels en sy vriende hierdie inkyk in sy hart te gee, nie net vir hulle onthaalwe nie, maar ook vir syne. Hy vra beide vir sy vriende en vir God vir ondersteuning en vir hulp. Vir wie vra ons in die realiteit van swaar kry en lyding om ons klam hande in syne of in hare te vat? Natuurlik kan ons direk met God so 'n gesprek hê waar ons harte uitstort en uitroep, Here, dis te veel, ek kan nie meer nie, ek weet nie wat nou nie. Maar God werk ook deur sy liggaam, die gemeenskap van gelowiges. So na wie toe kan jy gaan en dood eerlik sê, die uitdagings waarmee ek nou sit oorweldig my. Die dinge wat ek nou in my persoonlike lewe deurgaan, die gesprekke wat ek nou selfs in my binnekamer het met die Here is vir my moeilik. Ek sukkel, ek weet nie. Hoe kan ons mekaar se klam hande vat en uitroepe van benoudheid hoor en vashou? Ek dink aan 'n vriendin in my lewe. Ons sien mekaar nie eers baie nie, die lewe is so besig. Maar soms kan ek na haar toe gaan en sê, ek dink die Here is besig met my te werk, maar dit is vir my moeilik. Ek groei stadig. Daar's groot dinge wat ek mee besig is in my binnewêreld. Daar's groot goeders wat ek moet toepas in my lewe, selfs besluite wat ek moet maak wat my oorweldig. En dan kan ek met haar om 'n koppie tee sit en sê, sal jy my klam hande vashou en saam met my bid? Sal jy saam met my reis? Sal jy ook by die Here hoor en toets of ek reg hoor? Met wie onderneem jy om hierdie reis mee te maak? Dit kan in jou gesin wees. Dit kan met 'n vriendin of 'n vriend wees.
Dit kan met 'n terapeut of 'n geestelike begeleier wees. Met wie onderneem jy om te gesels oor wat nou in jou aangaan? As jy weer terugkyk na hoe Jesus die disippels saamnooi kom bid, en dan vir hulle sê, ek is so bang, wees hier saam met my, bid hier saam met my, dra my, ondersteun my. Daardie uitnodiging na gemeenskap, na die liggaam van Christus wat ons vir ons gegee is, sodat ons mekaar kan dra en ondersteun. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons in U lewe 'n voorbeeld stel, ook van hoe om deur die moeilikste tye te gaan. Dankie Here dat alhoewel U God is, U ook mens is, en dat U dit nie alleen aanpak en alleen deurgaan nie, maar dat U vir ons wys dat ons nodig het om mense nader te roep. Here, ek bid dat U vir ons sal wys wanneer ons daardie mense moet wees, wanneer ons U liggaam kan wees, om iemand anders te ondersteun en te dra en voor te bid, daardie klam hande styf vas te hou, en so ook iets van U hart deel. Maar Here, ek vra ook vir vrymoedigheid en moed, dat ons harte kan deel, ons swaar kry kan deel, dat ons kan vertrou, dat U ook hierdie persoon wat U vir ons gegee het, vir my gegee het, dat U stem hoorbaar is deur daai persoon, dat U vertroosting voelbaar is deur daardie persoon. Dankie daarvoor, Here. Amen.